Ten spyte van al die feite wat die teendeel bewys, is daar duisende mense wat steeds glo dat die aarde plat is. Daar is ook die wat glo dat die aarde hol is. Ek het altyd gedink dat hierdie idee ontstaan het nadat Jules Verne sy A Journey to the Center of the Earth geskryf het, maar ek was verkeerd. Die opvatting dat daar mense in 'n wêreld binne in ons aarde woon is baie ouer as Jules Verne. Moontlik was Edmund Halley, die ou wat in 1705 die komeet se periodieke verskyning bereken het, die eerste wetenskaplike wat beweer het dat die aarde moontlik hol is. Sy teorie was dat die aarde uit konsentriese sfere bestaan wat almal in verskillende rigtings om 'n vaste kern draai. Volgens hom sou dit verklaar waarom daar soms foutiewe lesings van die aarde se magnetiese veld verkry word. Die lug wat van binne af ontsnap, veroorsaak dan ook sommer die aurora borealis. Moet nou nie te krities met Halley wees nie. In sy leeftyd het die wetenskap nog gehekelde babasokkies gedra. Met hedendaagse kennis is dit maklik om vir Halley se fantasieë te wil lag. Onthou egter dat hy 'n baanbreker was en dat die moderne wetenskap nie sonder sy en ander wetenskaplikes se bydraes so ver gevorderd sou wees nie. Halley het nou wel die wetenskaplike gemeenskap aan die praat gehad, maar die begrip van holaarde kom al 'n baie lang pad. Dante se Inferno in 1324 was moontlik die eerste fiksie oor die holaarde. In die werk beskryf Dante die hel soos wat hy die plek sien en verstaan. In die Griekse mitologie duisende jare voor Dante word die hel Hades genoem. So bestaan daar soortgelyke doderyke in heelwat ander mitologieë soos die van die Skandinawiërs, die Jode, Boeddhiste en baie ander. Hierdie plekke was waarheen jy nadat jy dood is gegaan het. Vir vele volke maak die holaarde egter deel van hulle ontstaan mitologie uit. Stamme in Indië, Kuba, Papua Nugini en van die oorspronklike inwoners van Noord-Amerika glo dat hulle voorsate uit een of meer grotte van onderuit die aarde getrek het om op die oppervlak te kom leef. Soortgelyke verhale word ook in Suid-Amerika vertel. Die Inkas het blykbaar uit 'n grot van diep onder die aarde uit verskyn om hulle ryk bo op die aarde te vestig. Ook die Eskimos en die mense in Mongolië vertel ooreenstemmende skepingsverhale. Met ander woorde, 'n soort van die wêreld oor. In Noord-Ierland is daar 'n mite wat handel oor tonnels wat die aardoppervlak met die land van Tuatha De Danann diep onder die aarde verbind. Volgens oorlewering het hierdie veevolk in antieke tye na Ierland gegaan en die druïde of towenaars tot stand gebring. Daarna het hulle weer na hulle land teruggekeer. Ongeag van wanneer of waar die teorie oor die holaarde ontstaan het die idee oor tyd gegroei en 'n vasdra plek in die vrugbare teelaarde van die mense verbeelding gevind. In 1818 het John Cleves Sims 'n publikasie die lig laat sien waarin hy verklaar het dat die aarde hol is. Hiermee het hy die bekendste en mees suksesvolle voorstander van die idee geword. Anders as Halley het Sims beweer dat die aarde heeltemal hol is en dat daar 'n klein son in die middelpunt hang. Openings na hierdie wêreld binne die aarde kan op die twee pole gevind word. Hierdie twee gate het dan ook later as Sims Holes bekend geword. Natuurlik is Sims se publikasie met bespotting en minagting van veral die wetenskaplikes ontvang. Sims het hom nie van stryk laat bring nie en 'n veldtog geloods om 'n ekspedisie na die Noordpool te stuur om sy teorie te bewys. Hy het wye ondersteuning geniet en sy versoek om befondsing is in 1822 aan die Kongres voorgelê, maar die Kongres het die versoek van die hand gewys. Sims het tot sy dood in 1849 aangehou om sy teorie te versprei. Daar is vandag nog steeds mense wat glo dat die aarde hol is. Die meeste van hierdie holaarde aanhangers glo dat die binneaarde 'n tropiese lughof is, waarin 'n gevorderde ras van reuse of buiteaardse wesens of mense woon. Hulle is vreedsaam en heelwat verder ontwikkeld as die mense wat op die oppervlak woon. Die perfekte klimaat daarbinne het ook tot gevolg dat die diere, mense en plante
daar heelwat groter en gesonder is. Die plek klink vir my eerder na die paradys as na die hel. Daar is natuurlik ook die wat glo dat vleiende pierings van binne in die aarde afkomstig is. Dalk ook daarom dat daar so onlangs as 2022 planne gemaak is om een van die openings na die binneaarde te vind. 'n Kernaangedrewe ysbreker sou ingespan word om na die opening in die see naby Murmansk in Rusland te soek. Nodeloos om te sê, hierdie ekspedisie is stille dood gesterf. Of dalk het die ysbreker wel die opening gekry en bly die bemanning met al die navorsers nou in die perfekte droomwêreld. Of miskien is die ekspedisie deur die pandemie nebule gery. Wie sal dan nou ook weet?